Vader, in tye soos hierdie het ons net een gebed in ons hart, dat U die God van die hemel en die God wat na hierdie aarde gekom het, vir ons deur U Gees sal troos en versterk ook in ons tye van nood. Wanneer ons 'n geliefde aan die dood afstaan, is dit geen maklike saak nie. Ons weet, Here, dat die Bybel vir ons baie duidelik leer, dat die dood deel van ons elkeen se lewe geword het, en wanneer die dood na ons kant toe kom, weet ons nie. En daarom wil ons in besonder kom bid vir Stefan, en vir hulle familie, dat U vir hulle sal versterk en bekragtig ook, in hierdie baie moeilike tye. Daar is ander in ons gemeente, wat deur siekte tye gaan, kinders en kleinkinders wat siek is. Ons bid ook, Here, dat U die God van die nabye sal wees, wat vir hulle sal dra en onder die skadu van U vleuel sal intrek, sodat hulle ook beskutting kan vind in die teenwoordigheid van die Almagtige. Here, ons bely dat ons nie werd is om U kinders genoem te word nie, maar baie dankie dat U in U groot genade ons getrek het en ons gekoop het met die kosbare bloed van die lam, dat U ons verseël het met U Heilige Gees, dat U ook vanmôre deur U woord ons nader na U self wil trek. Vader, ons vra nou dat U verheerlik sal word in ons midde, in die gee van ons tiendes en offergawes, Here, in die lees van U woord, Here, in die oordenking daarvan, in die samesang, Here, in alles, dat U geëer sal word, want die Bybel sê, as ons Christus verhoog, dan trek hy mense na homself, en dis waaroor hierdie erediens gaan, die verheerliking van God die Vader, deur die Seun, in die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en van ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Vriende, hierdie besondere woorde sê, He has freed us, He will keep us till we safely home, glory be to God alone. Daarom kan kinders van die Here met sekerheid sê, dat ons glo aan die volharding van die heiliges, omdat God het juis in ons werk tot daardie dag, dat ons hom in sy heerlikheid sal sien, soos hy is. Nou, vanmôre gaan ons saam lees uit een van die besondere gedeeltes in die woord van die Here, gedeelte wat baie kerke nie baie van hou nie, en somtyds probeer verklaar binne hulle verstaan in teologie, maar hierdie gedeelte gaan oor die soewereine werking van God in die redding van die mens. Ons het vanmôre gesing in hierdie pragtige lied, dat verlossing is iets wat God in ons werk. Dis sy Heilige Gees wat lewe bring, dat ons sondige toestand kan raak sien en kan uitroep om genade. En daarom eer ons die Here ook vir hierdie kosbare waarheid opgeteken in Efesiërs 2. Ek is besig om nou deur die reeks te luister van Dr. R.C. Sproul uit die boek Handelinge. Vanmôre sy boodskap het gegaan oor die man Paulus. En dit was eintlik aangrypend toe ek hoor waar hierdie man se lewe begin het. Die klere van die mense wat Stefanus doodgegooi het met klippe was aan die voete van Saulus neergelê, wat later Paulus geword het. En hy het hierdie boosheid en hierdie bose daad aanskou, en later seker die grootste apostel en teoloog geword, wat op hierdie aarde geleef het. En dit is wat God doen as hy ons kom lewe gee, geestelike lewe. Hy kom transformeer ons, en ek kan vanmôre vir u sê, dat as u lewe vanmôre leef vir enige iets anderste, behalwe vir Christus, dan mors u die tyd op aarde. Nie werk, nie geld, nie besittings, nie rykdom, nie roem, nie mense se applous, niks kan kom by hierdie wonderlike werk wat die Here vir ons gee op aarde, om hom te dien, en dan eendag voor hom te staan, om die mooi so by hom te ontvang nie. Alles begin by hierdie genadige daad, waar God vir ons geestelike lewe kom gee. Kom ons lees saam, sien wat sê die Bybel, en ons vertrou die Here dat hy vir ons genade sal gee in die verstaan van sy woord. Die apostel Paulus skryf aan hierdie gemeente, en hy sê, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was, deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Vers 4 is belangrik, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeue wat kom,
kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksels, of sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ons gaan dit tot sover saam lees, so terwyl dat die Here die woord sal seën en heilig aan u hart. Ons tekste van oordenking vanmôre is Efesiërs 2 vers 8 en 9, wat sê uit genade is julle gered, deur die geloof en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En ek gaan vanmôre met u praat oor die van die hervorming van 1517 en die belangrikheid daarvan vir vandag. En u kan miskien my vra nou, hoe kom ek by hierdie tema uit vanuit daai verse van oordenking? En u sal agterkom in die loop van die boodskap, dat was dit nie vir die hervorming nie, sou ons nie verstaan het wat in hierdie Efesiërs 2, 8 en 9 staan nie, want die Heilige Gees het juist die man Martin Luther opgewek om die kerk weer terug te bring by die beginsel van gered uit genade deur geloof op grond van wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Nou vriende, die afgelope week was dit hervormingsdag vir die kerk van die Here Jesus. Die wêreld het Halloween gevier. Ek het 'n opname gedoen vir Dinsdag wat ek bietjie daaroor praat. Baie mense het my gebel en gesê, of gekontak en gesê, maar kan 'n kind van die Here dit vier? En u sal Dinsdag ook luister na die oordenking wat ek daaroor gebring het. Ek dink nie ek moet tyd mors om 'n boodskap, 'n erediens daaraan te wy nie. Ek dink net 'n kind van die Here is iemand wat vernuwe is deur die Heilige Gees, en ons probeer so ver as moontlik wegbly van die wêreldse beginsels en die dinge wat vir die wêreld belangrik is. As kinders van die Here het ons 31 Oktober gevier, want die Bybel sê dat ons moet terugkyk in die geskiedenis. Dink aan die hele pad waarlangs die Here julle God julle nou gelei het tot op hede. Die Here het ons gevat, vriende, oor baie jare heen, die kerk van die Here Jesus oor baie jare heen, sodat ons ook 31 Oktober 1517 kan vier. Juis omdat ons besef dat die Here 'n baie groot werk gedoen het deur 'n man binne die Rooms-Katolieke kerk, wat ons teruggebring het by die waarheid van God se woord. Nie 'n nuwe waarheid nie, nie 'n nuwe gedagte nie, nie 'n nuwe opinie nie, maar God se wonderlike woord. En ek glo die meeste van u het hierdie week bietjie gelees oor hervormingsdag, het miskien 'n boodskap of twee geluister daaroor. Maar vriende, net om so 'n hete dop vir u saam te vat, Reformasiedag of hervormingsdag is een van die rooi letter dae in die geskiedenis van die kerk van die Here Jesus. Dis die geboorte van protestantisme, of dan die gereformeerde kerke, soos ons dit vandag noem. Nou vriende, hierdie gebeurtenis was juist die terugkeer na die woord van God en sy waarheid, en die verset teen die vergryp van die mag deur die Romeinse kerk van sy tyd, wat ook vandag in ons midde teenwoordig is, en ons gaan bietjie meer later daaroor sê. Nou vriende, die aanloop na die gebeure is opgeteken in dosyne volumes, daar is baie boodskappe daaroor gebring, daar is baie op die internet wat jy kan aftrek daaroor, en ek vra maar dat u bietjie meer navorsing sal gaan doen, maar die kort en die lang van die saak is dat die kerk van die Here Jesus in 'n wurggreep was. Die tirannie van die Rooms-Katolieke kerk was so dominant, dat mense nie meer 'n Bybel in hulle hand gehad het nie. Daar was hierdie geestelike duisternis wat geheers het, en ons praat ook van die donker middeleeue. Meeste van u het al daarvan gehoor. Die tye waar die kerk van die Here Jesus eintlik stil geword het, en vriende, hoor die hartseer, dat amper 1000 jaar verbygegaan, waar die kerk deur hierdie mag van die Rooms-Katolieke kerk gebind was, en nie die waarheid van God se woord kon hoor nie. As u vanmôre dink dat die Rooms-Katolieke kerk of Islam of die boeddhistiese godsdiens enigsins saam met Christendom in dieselfde asem genoem kan word, dan maak u 'n fout. Want Christus is soewerein. Hy is die een wat alleen aanbidding vereis. Nie hy en beelde, nie hy en Maria, nie hy en Mohammed of een of ander Boeddha beeld of wat ook al nie. Christus en hy alleen, en dis wat hervorming voorstaan, is die terugkeer na Christus en Christus alleen. Nou vriende, die hervorming is begin, ek wil amper sê alreeds in God se soewereine plan voor die grondlegging van die wêreld. Maar in hierdie bepaalde tyd was daar 'n man met die naam van Martin Luther, 'n baie briljante student. Hy het in die regte gestudeer. God was vir hom genadig. Hy was 'n baie
briljante student gewees en in 'n storm vasgevang het hy beloof om na 'n klooster te gaan, en die geskiedenis vertel vir ons dat hy toe in die klooster gekom het hy besef dat sy skuldlas is groot. Hy kon nie van sy sonde ontslaa raak nie, en elkeen van hierdie persone in die klooster het 'n priester gekry by wie hulle daagliks moes gaan bieg het oor hulle sonde. En hulle vertel dat Martin Luther nie 5 of 10 of 20 minute nie, maar soms 3 ure voor hierdie priester gebieg het, want die sonde, skuld en las het hom in die grond gedruk, soveel so, dat die priester wat aan hom verbind was vir hom gesê het, Martin, kom net met iets substansieel na my toe, maar hou op sonde bely wat eintlik nie belangrik is, en eintlik nie groot sonde is nie. Want hy die kleinste en die geringste ding bely, want die sonde skuld, vriende, kan nie deur belydenis aan 'n mens weggeneem word nie. Martin Luther het in hierdie tyd ook die wanpraktyke van die Rooms-Katolieke Kerk raak gesien. Hy het gesien hoe hulle deur valse leringe mense manipuleer, hoe die paus vir homself mag toeëien, hoe die kerkleiers bose lewens leef, en dan vir die mense die woord wil predik. In sy ongeredde tyd, en meeste van u het miskien nie geweet nie, in sy ongeredde staat, het hy die 95 stellings teen die Wittenbergse kerk deur vasgespyker. Dit was soos die publieke koerant van daai tyd. As jy 'n vete of 'n probleem het met mense, gaan jy en jy slaan hierdie ding teen die kerk se deur vas, en almal kon sien wat jou probleem is, wat jou vraag is, en dat jy mense uitnooi vir 'n openbare debat. En so het dit gewerk ook in die tyd van Martin Luther, dat hy hierdie 95 stellings of probleme wat hy met die Roomse kerk gehad het, dan op skrif gestel het en so vasgespyker het teen daardie kerkdeur in Wittenberg, Duitsland. Vriende, dit het onmiddellike opskudding veroorsaak, want wat die ouens gedoen het is, toe hy hierdie 95 stellings vasspyker, toe haal hulle dit af en hulle begin dit druk. En hulle begin dit versprei, om vir die ander mense op straat te wys, hierdie Rooms-Katolieke priester het 'n probleem met die Rooms-Katolieke kerk. En dit is my so wonderlik van hierdie man, Martin Luther, wat nie blind was vir sy kerk se boosheid en sonde nie, maar dat hy gesoek het na waarheid. Die Here het Martin Luther uit genade kom red. Hierdie man het tot geloof gekom en hy sê, dit was asof die poorte van die paradys vir my oopgegaan het. Hierdie skuldlas van sonde was weg en Martin Luther was gereed vir die geveg wat vir hom voorgelê het. Wat vir my kosbaar is dat hy hierdie leiers begin uitdaag het oor sekere van hulle leerstellings, en wat vir my so interessant was toe ek dit gelees het, my baie laat dink aan my eie saak wat ek op 'n stadium gehad het, waarvan die meeste van u weet. Toe hierdie man met die kerk wou praat en met hulle wou redeneer uit die skrif, het hulle vir hom gesê, ons wil glad nie met jou praat uit die skrif nie. Jy sê net een ding, jy glo wat die kerk glo, of jy gaan. Daar's nie plek vir jou as jy nie glo wat die kerk glo nie. En Martin Luther het by die konsilie van Worms gestaan, man alleen voor hierdie groot raad. En toe hy nog gedink het om homself te verdedig, toe sê hulle net vir hom een ding: verloon alles wat jy geskryf het en wat jy gesê het, en die kerk herstel jou, en almal is gelukkig, en almal is tevrede. En Martin Luther het gesê, ja, almal miskien op aarde, maar nie die God in die hemel nie. En sy baie bekende woorde wat ek vir u vertaal het in Afrikaans sê, hy staan voor hierdie konsilie en hy sê, tensy ek nie oortuig word deur die getuienis van die skrif, of deur duidelike rede nie. Hoor nou, want ek vertrou nie op die paus, of op konsilies alleen nie, aangesien het algemeen bekend is, dat hulle al dikwels fouteer en hulle self weerspreek het, is ek gebonde aan die skrif, wat ek aangehaal het, en my gewete is vasgevang in die woord van God. Ek kan en sal niks herroep nie, maar dit is nie veilig of reg om teen die gewete te gaan nie, mag God my help, amen. Nou voor jy opgewonde raak, dit was nie amen dat die diens klaar is nie, ek is nou warm, nou begin ek. So staan sterk of sit sterk, ons is besig om te kyk wat die Here vir ons wil kom leer. In vanmôre se boodskap wat ek geluister het oor Paulus, wat soos 'n Martin Luther moes opstaan vir die waarheid, was daar een iets wat my getref het, vriende. En dit is wat Openbaring 21 vers 8 sê. Openbaring 21 vers 8 sê, daar is sekere mense wat bestem is vir die poel van vuur. En wie kan gou vir my sê, wat is die eerste persoon wat daar genoem word, of die groep of kategorie? Die vreesagtiges.
In Engels is dit die cowards. Hulle plek is bestem in die poel van vuur. En ek het so daaraan gedink, is dit nie presies die probleem in die kerk van Jesus nie. Die vreesagtiges wil niks sê nie terwille van 'n salaris. Hulle wil niks sê nie terwille van aanstoot wat hulle miskien aan mense sal gee. Maar die feit van die saak is, God sê dat ons gewete gebind moet wees aan sy woord en ons moet opstaan vir sy waarheid en vir hierdie wonderlike persoon van Jesus Christus, God wat mens kom word het, wat alleen aanbidding vereis. En dis wat Martin Luther kom doen het. En vriende, die geskiedenis vertel vir ons dat hierdie reformatie of dan hierdie hervorming het soos 'n veldbrand versprei. Die mense was moeg vir die Romeinse kerk. Hulle was moeg vir die vergryp van die Romeinse kerk. Binne rekordtyd het Martin Luther die Psalms en die Nuwe Testament in Duits vertaal, sodat Jan Alleman die woord kon lees, en God het wonderlike werk gedoen, en u en ek is die vrug van 31 Oktober 1517, omdat God het so gewou het, omdat hy het in sy raadsplan gehad het, om hierdie man op te wek, om onder sonde oortuiging te bring, om by reddende genade uit te bring, om uit te bring by die vergryp van die kerk van sy tyd, en die opstaan om mense terug te bring na so sê die Here. En ek gaan vanmôre met u 3 kort gedagtes, kort is miskien 'n relatiewe begrip as dit by my kom, maar kort gedagtes hanteer oor die hervorming, en ons gaan kyk na die belangrike redes vir die hervorming, ons gaan bietjie kyk na die uitvloeisels van die hervorming, en hoe is dit van toepassing op ons, want dis tog waaroor ons vanmôre hier is. Hoe is dit van toepassing op ons? Waarom sou ons praat vanmôre hier in hierdie kerkgebou, in die jaar 2024 oor 'n gebeurtenis van 1517, en ek wil jou vra, spits jou ore, want hierdie is 'n belangrike gebeurtenis. Die Bybel se gebeure gaan terug 2000 jaar gelede, en selfs 6000 jaar van die skepping van hierdie aarde. Ons praat met u oor hierdie gebeure 1517, en ook hoe van toepassing dit is op ons, op die mens van vandag. Nou vriende, die eerste gedagte wat ek met u wil deel is die vernaamste redes vir die hervorming van 1517. Die eerste rede is die paus. Dit is hierdie ou wat op TV is, né? En ek moet jou sê, hy trek elke keer dieselfde klere aan. Weet jy hoekom nie? Lyk my, hulle kan sy klerekas nie goed uitrus nie, maar hoe het ook al gedagte, die kerk sukkel baie. So, die paus het homself as opvolger van Petrus gesien, en daarom verteenwoordiger van God op aarde, en ek het hier op my notas geskryf. Dis vandag nog so, dat die paus dink hy is die opvolger van Petrus, want Petrus was die leier van die Nuwe Testamentiese kerk. U onthou dat die Here Jesus hom aangestel het as leier van die Nuwe Testamentiese kerk. Maar ek wil vir u sê, as ons gaan kyk na Petrus se lewe en na die paus se lewe, is daar 'n hemelsbreë verskil. As hy tog maar net soos Petrus wou lewe, wou dink en wou doen. Petrus was 'n man wat God lief gehad het, wat kragtig gepreek het aangaande die verlossing in Jesus Christus. Dit was nie 'n allermans vriend gewees waar hy hande gevat het met allerhande godsdienste nie, maar hy het sterk gestaan op die gedagte dat hierdie Jesus wat julle gekruisig het, hy is die een wat redding en verlossing bring. So Martin Luther het opgestaan, en hy gaan later sien in die boodskap hoe dinge nog nie veel verander het nie. U dink en ek dink, ons praat van 500 plus jaar terug, en ag ja, daai mense was verstok en verblind. Ons is verlig. Nee, u sal sien presies dieselfde goed is aan die gang vandag, in die jaar 2024, die dag wat ons vandag hier saam is. Maar hy het hom gesien as verteenwoordiger en opvolger van Petrus, en hy het soos God op aarde geraak. As hy iets sê, die paus, dan moes dit geskied het. Hy kon sonde vergewe het, hy kon allerhande goed gedoen het, en Martin Luther het gesê, dit kan nie so werk nie. As een God die Vader, een Seun, een Heilige Gees, ons is maar net diensknegte van die Here Jesus Christus. Die tweede gedagte van die hervorming is, die kerk het die Bybel uit die hand van die gewone man op straat geneem, omdat die mens volgens hulle nie bekwaam was om die woord te verstaan en te verklaar nie. Van die Bybel weg van die mense kan jou nie bevraagteken nie, mense kan nie sien wat sê die Bybel nie, en dis een van die groot probleme wat plaasgevind het. Martin Luther het agtergekom dat die deursnee man op straat die Bybel nie ken nie, want hy kan die Bybel nie lees nie, en hy kan nie verstaan wat God aan hulle wil kommunikeer nie. Vriende, luister, die Bybel is God se brief aan jou en my.
Ek is besig nou met die boek Numeri, ek het gewerk van Genesis af deur, gisterand gekom by die boek Numeri. Kosbaar om te sien hoe die Here sy teenwoordigheid gebied het deur die wolkkolom en die vuurkolom, en hoe Moses gesê het, Here, trek voor ons uit, en Here, keer terug na die duisende en 10.000 van Israel, die gedagte van God se teenwoordigheid. En ek dink by myself, Levitikus, Numeri, 2 moeilike boeke om te lees, maar die waarhede daarin, van toepassing ook op my en jou, om te bid, Here, wees U teenwoordig in my lewe elke dag, deur die werking van U Gees. Die belangrikheid van die Bybel was gering geag deur die Rooms-Katolieke Kerk, en die Bybel was weggeneem van die man op straat. Die derde gedagte, die leiers van die Roomse Kerk was dikwels baie swak teologies opgelei, en aan hulle was die taak opgelê om die Bybel te leer, soos die kerk dit voorskryf. Nou as ek vanmôre vir Sarel moet vertel, Sarel's alweer een van my illustrasies, ek vra hom verskoning, maar hy is altyd 'n goeie illustrasie. As ek vir Sarel moet voorskryf, hoe om 'n kar se engine oor te doen, wat dink u wat gaan die gevolg wees? Nou as u nie weet nie, hy is 'n motorwerktuigkundige, hy's goed met sy werk, en daar is baie dinge wat ek u kan vertel, maar die hele gedagte is net, daar sal chaos wees. Waarom? Want ek is nie goed opgelei daarin nie. Ek is nie 'n motorwerktuigkundige nie. Ek ken nie die binnewerkinge van 'n engine nie. Daarom kan ek nie hom voorskryf in sy werk wat om te doen nie. Dieselfde was hierdie geval. Hierdie manne moes die mense geleer het wat sê die Here, en self het hulle die Bybel nie geken nie. Self die Bybel nie vreeslik gelees of dit teologies bestudeer nie. En tog wou hierdie mense ander geleer het. En wat sê hulle in die land van die blindes? Ken u nie hierdie mooi idioom nie? In die land van die blindes is die eenoog koning, né? En hierdie manne was leiers. Hulle het die mense geleer en die mense het gesit en luister. Hulle het nie geweet wat die Bybel eintlik sê nie. Hulle het maar net ingedrink wat vir hulle gegee was. En daarom praat ons van die donker middeleeue. Daar waar duisternis, geestelike duisternis geheers het. Die vierde gedagte, verskille en vrae oor die praktyke en leer van die kerk was nie geduld nie. As jy gedurf het om die Rooms-Katolieke Kerk te bevraagteken, was daar 'n teken op jou geplaas en almal se gewere na jou gerig om jou uit te haal. Dinge het nie veel verander nie, ek sal vir u later bietjie meer daaroor sê. Die volgende gedagte, in die tyd van Martin Luther, wat 'n Roomse priester was, het die kerk aflaatbriewe verkoop. 'n Aflaatbrief was deur die kerk uitgereik, waar mense geld betaal het om sondes van hulle self en afgestorwenes te vergewe. Nou vriende, hierdie bose praktyk was deel van die kerk van daardie tyd. En dan as u nou die geskiedenis gaan lees, en u kyk bietjie na die films wat gemaak is oor hierdie bepaalde tydperk, is dit eintlik hartseer hoe hierdie kerkleiers mense gemanipuleer het, om geld uit hulle te kry. Want u sien, deur hierdie geld het hulle kathedrale gebou om hulle mag te versterk. En Martin Luther het hierdie amper demonstrasie gesien van hierdie priesters, waar hulle mense tot trane gedryf het om vir hulle te sê, hoor jy die stem van jou afgestorwene? Hy huil daar in die vage vuur, en hy pleit net dat jy 'n paar rand sal gee vir die kerk, om hom vry te laat uit hierdie tyd van smart. Want hulle het geglo daar is 'n tyd van smarte, vage vuur voor 'n mens by die hemel uitkom nadat hy gesterf het. Daai interim tyd was 'n geweldige tyd, en het hierdie kerk geleer, as jy 'n geldjie sou gee, dan sou hierdie mense vrygelaat word uit hierdie geweldige verknorsing. En deur dit het hulle kathedrale gebou en hulle mag versterk en 'n groter houvas op die mense en die bevolking gehad. 'n voorlaaste gedagte, hulle eie verstaan van die skrif, het hulle geresulteer onder die vaandel, so sê die Here. Ek weet ook van kerke wat sê, so sê die Here. En as jy na leerstellings gaan kyk, is dit alles behalwe wat die Here sê. Glo my. Been there, done that, got the t-shirt. Die hele gedagte is, almal sê, so sê die Here. Die vraag is, het die Here werklik gesê? Ons gaan nou daarna kyk. Dis die probleem, daar is 'n hemelsbreë verskil gewees tussen wat die Here sê en wat die Roomse kerk geleer het, en baie kerke van vandag sal bietjie later daarna kyk. En dan die laaste gedagte, vriende, ek kan nou hierdie lys meer uitbrei, maar ek dink, ek vat dit vir een en dop saam. 'n werke evangelie was gepreek in plaas van genade alleen. Presteer. Jy moet alles doen, en as jy genoeg gedoen het, dan kan jy miskien die hemel beerwe. Hulle het ook geglo aan genade,
maar hulle het geglo hierdie genade word verkry deur werke. 'n werke evangelie waar jy moet presteer om dan die hemel te verkry, 'n prestasie georiënteerde geloof of dan 'n saligheid. Dis nou in 'n neutedop saamgevat hierdie belangrike redes vir die hervorming. Kan nie agterkom waarom 31 Oktober 1517 vir ons belangrik is? Want ons beleef baie dieselfde. Die tweede gedagte het u nou al baie oor gehoor en die susters het 'n paar bidure daaroor gehad wat hulle self vir hulle gelei het in die vernaamste uitvloeisels van die hervorming. Dit is hierdie 5 solas. Ek gaan nie te lank daarby stil staan nie. Ek het verlede jaar 'n boodskap daaroor gepreek. Nou uit die reformatie, vriende, is daar 5 solas gebore. Nou sola is die Latynse woord vir alleen. Elkeen van hierdie solas is 100% op ons van toepassing en is die hart van die evangeliese kerke of protestantisme soos dit bekend staan. Die 5 solas wat gebore is uit die reformatie, toe Martin Luther weggebreek het van die Romeinse kerk, hulle hom eintlik weggejaag het, nadat hy nie die kerkse leer wou aanvaar en by die kerkse leer wou trou sweer nie, het hy begin met hierdie hervorming om mense terug te bring in die eerste plek by sola scriptura, die skrif alleen. Luister vriende, ons luister na preke, daar is sekere artikels op die internet, daar is sekere teoloë wat met ons praat, maar daar is net een boek wat geïnspireer is, dis God se woord. Nie jou halleluja bindel nie, nie jou psalm en gesange bindel nie, geen van die liedere wat ons sing is geïnspireer deur die Heilige Gees, soos die woord van God nie. Mense kan opgewek word om mooi liedere te skryf en mooi melodieë daar te stel, maar is net God se woord wat geïnspireer is deur sy Heilige Gees. Die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Die Bybel en die Bybel alleen. God praat met ons deur sy woord. Ek vra jou, is jy 'n getroue student van God se woord? Lees jy hierdie boek? Die kinderlied sê, wonderbaar boek. Sal sy blaaie deursoek, sal het lees en gehoorsaam. Dis 'n wonderbaar boek. Die gedagte van geloof alleen, dit is die klem wat Martin Luther gelê het op die gedagte dat geloof is nie iets wat ons uit onsself kan opwek nie. Geloof is nie omdat ek meer intelligent is as die ou langs my, dat ek nou beter verstaan en voilà, daar snap ek wat sê die Here in sy woord en die ander langs my is te dom om te verstaan wat die Bybel sê nie. Martin Luther het kom leer dat geloof is 'n geskenk uit die hand van God. Uit genade is jy gered deur die geloof. Dit nie uit jou self nie. Dis 'n gawe of 'n geskenk van God. En wat is die rede waarom die Here hierdie geskenk vir jou gee? Sodat jy nie sal roem nie. Luister, as geloof iets is wat ons kon opwek, sou ons vanmôre almal met sulke groot koppe gesit het. Kop so gekrap het. Ek is briljant, ek het God 'n kans gegee in my lewe, want ek het gesnap wat God in sy woord vir my sê. Die genade alleen gedagte het Martin Luther baie duidelik vir hulle kom leer, genade kan nie verdien word nie. Jy bewys genade aan iemand omdat jy genadig is. Daar is nie iets wat hulle as 'n teenprestasie kan lewer of jou kan gee nie. Dis genade alleen. En dan Christus alleen of Saulus Christus, die gedagte van Christus, nie ander gode, nie ander weë, nie ander maniere nie, Christus en Maria of Christus en die heiliges nie, Christus en Christus alleen. En jy kom seker agter hoe dit van toepassing is op my en jou vandag, né? Dis nie 'n 1517 gebeurtenis en ons gaan krap so 'n bietjie die stof van die boeke af om vanmôre vir u erediens te bring om u besig te hou nie. Nee, ek wil vir u sê, dink aan die pad wat die Here God ons gelei het tot op hede. Die kerk van die Here Jesus, hoe die Here ons uit hierdie duisternis van die Rooms-Katolisisme kom haal het, om op te staan vir die waarheid van die Here Jesus Christus. En die laaste een was gewees, Solia Deo Gloria, alleen aan God die eer. God die Vader, die initieerder van ons verlossingsplan, Christus die uitvoerder daarvan, die Heilige Gees die toepasser daarvan. Daarom gee ons eer aan God alleen. En dan kom ons by die laaste gedagte, ek sien julle kry lekker warm. Nou as jy wil kla oor die hitte, kom staan julle hierso.
Hier het iemand die verwarmer aangesit. Weet nie hoekom nie, ek het nie gesê ek kry koud vanmôre nie, ondervloerse verhitting. Maar die gedagte is net die laaste punt wat ons by gaan stilstaan, die belangrikheid daarvan vir vandag. Vriende, voor ek iets op die bord sit, wil ek net vir u gou sê, ek dink nie, ek het dit miskien net so genoem in die verbygang, maar ek dink nie die tye verskil vreeslik van die tyd van Martin Luther nie. Ons tye verskil nie veel van sy tyd nie. Hoor nou, die deursnee kerk van vandag, met die deursnee lidmaat is vasgevang in tradisie, is vasgevang in so sê die kerk. En oom Koot het dit gesê, en oom Biedebach het dit gesê, en hierdie tannie het hierdie profesie gehad, en hierdie een het hierdie salwing of hierdie gawe ontvang, en so word hierdie tradisie in ons kele afgedruk, en niemand mag vra nie, want so sê die kerk. Dit gaan vandag eerder oor my ervaring, as oor die waarheid van die woord, en jy durf nie waag om iemand 'n vraag te vra nie, dan sal jy uitgewerk word of as toesgierig geetiketeer word. Ek het hierdie week 'n gesprek gehad met 'n mediese dokter, en toe hy my sekere vrae vra, toe sê hy vir my, ek wil nie aanstoot gee nie, en ek wil nie 'n argument opwek nie, en toe hy my praat, toe sê ek vir hom, luister, ek is so bly, dat jy my vrae vra, want nou is ek hier, om jou die vrae te beantwoord. Luister, jy moenie 'n lidmaat wees, wat stil sit, met jou vinger op jou mond, en jy mag nooit iets sê nie, behalwe die uur wat ek praat. Daarna kan jy met my praat. Die hele gedagte net is, daar moet vrae gevra word, dat daar uitsluitsel gekry kan word, sodat die woord van God vir ons kan vasstaan. Dit het nie veel verander nie, vriende, want leiers vergryp hulle aan mag. Hulle manipuleer mense geestelik. Hulle gee valse hoop aan siekes en elendiges. Hulle is mense met verkeerde onbybelse verstaan van die skrif. En dan gaan hulle terug na ervaring en tradisie, en hulle verongeluk mense se lewens. Ek kry onlangs 'n oproep van 'n persoon wat vir my sê, maar luister, in my kerk is die leiers onaantastbaar. Hulle is glibberig soos 'n paling. As jy hierdie een aanvat, dan is daar die een besig met een of ander onderduimse ding, ongenaakbaar, en vir hulle self soos God op aarde. Self aangestelde profete en apostels bly in paleise, hulle vlieg met vliegtuie, hulle ry die duurste motors, hulle bly in die mooiste huise, vir eie gewin is hulle in diens van die Here, en dit anders onder die vaandel van Christendom, en die Here Jesus en die kerk van Christus. Daar is net een groot verskil. Daar is net een groot verskil. Is almal wakker? Ek wil net gou vertel, voor ek daar kom by die groot verskil. Ek preek eendag by 'n gemeente, en links agter in die kerk sit daar 'n man en vrou. En die preek was seker of diep vervelig, of dit was baie lank. En as die man so begin, dan vat sy vrou hom en stamp sy hom so. Dan sit hy so, maar nou staan ek en kyk, ek moet preek, ek by my manuskrip bly, en dit gaan so aan vir so 2-3 keer, en op 'n stadium toe die man se kop kwaai vooroorval, toe stamp sy hom met 'n redelike spoed, en hy vervies hom op daardie oomblik vir haar, uit gelukkig niks gesê nie. So die groot verskil vanmôre waarby hy wil uitkom, tussen Martin Luther se tyd en ons tyd, wie kan gou vir my sê, wat sal u sê, wat is dit? In die tyd van Martin Luther het die mens die Bybel nie gehad nie. Vandag het elkeen 'n Bybel in sy huis, en meer as een eksemplaar, maar mense lees dit nie. Daarom is hulle nog steeds vasgevang in die leuen, en so sê die kerk, in die tradisie, in al die dinge wat ons vandag beleef. Waarom? Want hulle het die Bybel, maar hulle lees dit nie. Spurgeon het gesê, daar is genoeg stof op die meeste mense se Bybels om veroordeeld daarop te skryf. Ek het vir u gesê, hier is die kosbaarste boek in jou en my huis, maar die gevaarlikste boek, as jy hom nie lees nie, want die Bybel sê, hierdie woord van God sal jou eendag oordeel. Nie die fisiese Bybelboek nie, maar die waarheid van God wat daarin opgeteken is, wat jy verontagsaam het. Vriende, so wat is die belangrikheid van die hervorming vir ons vandag? Ek wil 'n paar vrae vra, paar gedagtes noem, dan sluit ons af met Martin Luther se sterwingswoorde. Die belangrikheid van vandag is, vra jouself die vraag af vanmôre. Jy wat miskien lidmaat by my is, miskien is jy 'n besoeker hier, miskien is jy van 'n hele ander kerkdenominasie, vra jouself die vraag af, die relevantie, die belangrikheid van die hervorming vir vandag.
Preek my kerk die woord binne konteks terwyl skrif met skrif verklaar word? Vraagteken, doen jou kerk dit, doen ons dit? Is my kerk se teologie, met ander woorde die dogma, die waarheid wat ons verkondig, gebaseer op die woord, of tradisie, of oorleweringe, of wat 'n synode of 'n konsilie of 'n mens saamgestel het? Ek vra jou, is jou kerk besig met sola scriptura? Indien nie, moet jy hervorm. Moet daar 'n verandering kom. Indien nie, moet daar 'n hervorming plaasvind. Daar moet 'n verandering kom. Nie môre nie, vandag. Want die Here sê vandag as jy sy stem hoor, verhard jou hart nie. Ek vra jou vanmôre, wat is jou teologie van geloof alleen? Hoe definieer jy geloof? Is geloof iets wat jy opwek, iets wat jy verkry omdat jy meer intelligent is as ander, of die skrif beter verstaan? Besef jy geloof is 'n geskenk van God alleen? U ken die debat tussen die Calviniste en die Arminianiste. Ken u dit? Jy al gehoor daarvan? R.C. Sproul sê hierdie week in die Bybel, het daar nie iets soos 'n Arminiaan bestaan nie. Arminianisme is 'n nuwe ding wat uit die Rooms-Katolieke kerk kom, waar die mens in beheer van God gaan. En hulle is die een, die mens is die een wat besluit vir of teen God. Ons maak van hom asof hy 'n vloerlap is, ons besluit, wanneer ons hom 'n kans in ons lewe wil gee of nie. As jy vanmôre gered is dit absoluut uitsluitlik omdat God geloof in jou hart gewerk het, jou oë geopen het, dat jy sy waarheid kon raak sien. Jy het hom nie gekies nie. Hy het jou gekies. Hy het geloof in jou hart gewerk, sodat jy tot geloof kon kom en gered kon word. Indien jy iets anders te glo, hervorm, of jy gaan heel moontlik die God van die Bybel mis, omdat jy met 'n vreemde God besig is. Besef jy en ek, genade kan nie verdien word nie? Besef ons, God skuld ons nie genade nie? Ek hoor mense al hoe meer, maar God is onregverdig. Sal die klei vir die pottebakker sê, hy's onregverdig? Sal die skepsel vir die skepper sê, jy's onregverdig? Wie dink ons is ons? Dis wat Martin Luther kom sê het, toe hy die hervorming laat plaasvind het, laat die mens weer terugkom na sy posisie, as diensknegte, as absolute bedelaars voor God. Ek wil vir u sê, die God van die meeste kerke is 'n valse God. Is 'n God wat eendag gaan teleurstel in die ewigheid, want hy's nie die God van die Bybel, die soewereine God, wat genade aan mense skenk nie. Genade kom vanuit die hand van 'n liefdevolle God aan 'n helverdiende sondaar. Luister, ek het dit in my oordenking hierdie week wat verby is gesê, wat ek opgeneem het gesê, die meeste mense haat hierdie God. Hoor wat ek vanmôre vir u sê? As jy praat van God se soewereiniteit, dat hy in beheer is van ons redding, van ons lewe, van ons lotgevalle, ons haat so God. Hoekom? Want as ons nie in beheer nie. As ons nie in beheer nie. As jy nie vanmôre genade alleen verstaan nie, het jy nodig om te hervorm. Het jy nodig om te verander. Dat God weer hierdie een sal wees wat ons eer as die een wat op die troon van die hemel sit. En ons die diensknegte aan die voetbank van sy voete. Is Christus die senterpunt van jou lewe, jou godsdiens en aanbidding? Gaan die kerk vir jou oor wat jy kan kry? Dat jy ten minste 'n plek het wat jou eendag kan begrawe, wat jou kan trou, wat jou kinders kan doop? Is jy in die kerk omdat hulle vir jou voorspoed beloof en gesondheid beloof? 'n lewe van 'n Ethiopië op aarde? Nadat 'n mens uit genade gered word deur geloof in die verlossing van Jesus Christus, raak hy die senterpunt van jou lewe. Vriende, dis waaroor die hele skrif gaan, van Genesis, die moederbelofte, deur tot Openbaring, die verhoging en verheerliking van Christus wat op die troon van die hemel sit. Hy moet die liefling van jou en my siel wees. Saulus Christus. Christus alleen. Indien nie, moet jy en ek hervorm. Die laaste gedagte, besef u en ek dat God drie-enig in alles geëer moet word as die initieerder, die gewer van ons verlossing, die uitvoerder daarvan, die begin tot die einde, is sy genadige werking. Solo Deo Gloria, alleen aan God die eer, indien jy enigsins iets tot jou eie rekening toeskryf van jou redding, het jy nodig om te hervorm.
slotgedagte of 2. Verder is belangrik sodat ons moed kan skep in moeilike tye. Ons bevind onsself in moeilike tye. Mense haat Christus, stem jy saam? Hulle hou nie van ons, hulle verdra ons, maar hulle hou nie van ons nie. Want ons sê Jesus Christus en Jesus Christus alleen. Ek wil vir u sê, tye raak moeiliker, in die waarheid skaarser, mense haat Christus en die alleen aanbidding, wat ons skepper en redder vereis. Ons het nodig om, soos ons voorgangers, te kyk en moed te skep en die goeie stryd te stry. Die Bybel sê in Hebreërs 13:7, gedenk julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het. Hoor nou, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Onthou het ek vir u gesê aan die begin, Openbaring 21 vers 8, maar wat die vreesagtiges, die cowards aanbetref, hulle plek is in die poel van vuur. Ek wil vir u sê, ek is soms 'n coward. Ek is soms vreesagtig. U sit en kyk na my baie oggende en sê, hierdie ou vreesagtig, daar's nie 'n kans nie. Hy vat elke ou seker aan wat hy kry. My broek bewe gereeld Sondag. Wanneer ek daar moet praat by die golfklub met mense wat uiterlik en amper sê moet 'n weerstand teenoor godsdienst staan, het jy nodig om te vra, Here, gee my moed, dat ek nie vreesagtig sal wees. Ek sal kyk na die apostel Paulus, Petrus, manne soos Martin Luther, Johannes Calvin, ons voorgangers, manne soos John MacArthur en R.C. Sproul, en ek sal opstaan vir die Godse waarheid, die 5 solas, die waarheid, soos uit Godse woord na vore gekom. Volgende gedagte, verder roep dit ons op tot getrouheid aan Godse woord. Paulus sê vir Timoteus, ek besweer jou dan, voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Nou moet u onthou, ek wil net gou vir u dit sê, voor u aan die slaap raak, was Timoteus 'n heldhaftige man soos Dawid, 'n held, 'n man wat met 'n swaard in sy hand die vyand tegemoet gegaan het. Timoteus was 'n bang ou. Sy broek het gebewe. Paulus sê vir hom, die Here het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Timoteus soek 'n brief van Paulus, 'n bemoediging van Paulus, en hoor wat sê Paulus, Timoteus, luister, ek gou vir jou sê, ou seun, kom wat oom Paulus vir jou gou sê. Jy wil 'n dominee word, kom ek sê vir jou wat jy moet doen. Ek besweer jou, dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel. Ek dink, toe Timoteus dit lees, toe bewe sy broek. Wat wil oom Paulus nou vir my sê? Wat wil hy vir my sê? Ek is klaar so bang vir hierdie gemeente in Efese, wat hulle eerste liefde verlaat het. Paulus sê, ek sê nou vir jou, daar's 'n oordeel. Daar's net een opdrag vir jou, verkondig die woord. Hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees. Luister, nie miskien nie, daar sal 'n tyd wees, dat hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle 'n gehoor gestrewel wees, vir hulle menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Ek het u vertel so 'n paar Sondag terug van evangeliese kerke wat aan die konsulaat van die Jode van Israel briewe stuur om hulle ondersteuning te bied, maar die naam van Jesus word nie genoem nie. Want ons gaan konflik veroorsaak as ons Jesus se naam noem. Luister vriende, as jy in hierdie gemeente is, dan dank ek die Here vir jou teenwoordigheid. Ek eer die Here dat jy deel is van hierdie gemeente. Maar ek wil jou ook vanmôre vroegtydig waarsku. Verkondig die woord. Dis wat ons hier doen, dis wat ons gedoen het, dis wat ons sal bly doen, tot die dag dat die Here ons sal kom haal. Die laaste gedagte, dit roep ons op om meer getrou die skrif te ondersoek. Ons gemeente se stigtingsvers, hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika, hulle die woord met alle welwillendheid ontvang, en elke dag die skrif te ondersoek of hierdie dinge so was. Moenie alles glo wat ek sê nie. Luister met, hoor wat sê die Bybel, met 'n edelmoedige hart. Luister met 'n hart van welwillendheid. Moenie kritiek lewer terwyl ek preek nie. Sê, Here, ek wil hoor, maar dan wil ek ondersoek gaan instel, sodat ek kan hoor wat u woord sê, en dit vasbær in my hart. Nie as, so sê Gerard Bekes nie, maar so sê die Here van die leerskare. Psalm 119 vers 97 sê, hoe lief het ek u wet, dit is my bepeinsing die hele dag. Mense sê, hoe kan ek heeltyd aan die Bybel dink? Baie maklik. As jy bestuur, vra jouself die vraag af, bestuur ek nou soos 'n kind van die Here? As jy by die werk besigheid doen, vra jouself, doen ek besigheid soos 'n kind van die Here? As jou
As jou hoof jou miskien sleg behandel, hoe behandel jy hom terug? Bepeins dit die hele dag, elke keer, in elke optrede moet jy vra, Here, is u woord die barometer, die lig vir my pad, die lamp vir my voet, en hoe ek nou optree? En as jy val in sondig, dan is die woord ook daar, om jy te sê, as jy jou sonde bely, is getrou en regverdig. Ons sondig nie, omdat daar vergifnis is nie. Die Bybel sê, ons wandel nie in sonde nie, maar as ons gesondig het, daar is vir ons genade. Jesaja 8:20, hoor het staan hier, tot die wet, en tot die getuienis. Dis asof Jesaja staan voor die volk, en hulle terugroep, na God se woord, na God se wet. Hy sê, as hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie. Wie kan my sê wat beteken die woord dageraad? Dis lig. Die woordjie lig, as die dag breek, Jesaja sê, as julle nie die wet en die getuienis handhaaf nie, is daar geen lig vir die volk nie. Dis wat Martin Luther raak gesien het, in die Romeinse kerk, wat ek raak sien in die deursnee kerk vandag. En ek sê vir u, kom ons kom terug na die wet en die getuienis, dat die lig van God se geregtigheid kan opgaan, en ons weer die seën van sy teenwoordigheid kan ervaar in sy werking in ons midde. Deuteronomium 4 vers 2, julle mag by die woord wat ek julle beveel het, niks byvoeg. Julle mag niks weglaat nie, sodat julle die gebooie van die Here julle God mag onderhou wat ek julle beveel. Martin Luther is dood. Paulus is dood. Johannes Calvin is dood. R.C. Sproul het gesterwe. Ek en jy is hier. Kom ons doen iets vir Jesus. Dit help nie, ons wys heeltyd terug na die verlede, en ons doen nie nou iets vir hom nie. Mag ek en jy sterwe, soos Martin Luther gesterf het. Hoor wat sê hulle op sy sterfbed, om 3 uur die oggend op 18 Februarie 1546, is Martin Luther oorlede. Sy laaste opgetekende woorde was, name it and claim it. Deur sy bloed is daar genesing vir my siekte. Bestraf die duiwel in hierdie siek liggaam. Niks van daai snert nie. Sy sterfbedwoorde was gewees, ons is bedelaars. Dit is waar, God is vry, heeltemal vry in die gee van sy genade. Ons is bedelaars. Dit is hoe ons leef, dit is hoe ons studeer, sodat God die eer kry, en ons die genade. Dis 'n man in wie se voetstappe ek wil volg. Want hy het in die voetstappe van Paulus gevolg, en Paulus het in die voetstappe van Jesus gevolg. Hervorming 1517 is vir my en jou belangrik. Waarom? Want dit gaan oor die eer van die drie-enige God alleen. Mag u en ek 'n gemeente wees, kinders van God wees, gestuurders van die Here, wat sê, Here, hier is ek, stuur my, gebruik my in u diens, en tot u eer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat kan ons vir u sê, wat u nie alreeds weet nie? U woord sê, nog voor ons 'n woord uitspreek, dan weet u daarvan. U ken dit geheel en al. Saam met Martin Luther bely ons is bedelaars voor die troon van die koning van die konings. Ons is diensknegte voor ons meester en ons Heer. Ons is diep afhanklik, Here, van u genade. Reinig ons in die bloed van die lam. Vul ons met u Heilige Gees tot diensbaarheid aan u self. En mag ons sterwenswoorde ook soortgelyk wees aan die van Martin Luther, waar ons God die eer gee, en besef hoe nietig ons is. Vader, word verheerlik deur u Seun, in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.